Ja, en dis regtig vir my nou as soort van een van die papas of miskien as relatief wie papas dan sê ek oupa van nuwe lof. Dit is vir my so lekker om hierdie nuwe talent te hoor. Stas is die uncle once removed van nuwe lof. So dis iets so ongelooflik hoe die Here, jy weet, ek meen ek het weggegaan en julle bel my nie, julle mis my nie, maar hoekom? Want die Here rig nuwe songwriters en nuwe worship leaders en die kerk gaan voor die lof en aanbidding, die Here Jesus se kerk, as die rivier teen 'n boom vas en dan gaan hy so om die boom en dan gaan dit net so aan. Baie gepaniek die daar toe die CD weg en wat nou? Maar kyk daar, hier so Spotify en al die goeders en nou kan almal dit sommer so verniet. Dankie hoor, julle hoef ons nooit weer te betaal nie. Betaal net vir Spotify. Hulle betaal vir ons 0,00003 sent per stream. So en daarom het ons 'n nuwe lof speellys. Want julle moet dit baie speel vir ons vir nuwe lof om 0,00003 sent per stream te kry. So en om die liedjies in julle kop te hê, maar dit maak ons baie opgewonde. En hoe ons die songs probeer skryf is, ons skryf dit soos wat julle dit nou gehoor het, met net 'n gitaar of net 'n klavier. Ons skryf dit nie met die multitracks en die layers of electrics en pads en goed. Ons neem dit wel so op, sodat jy daai full band goeders kan access en Stas gaan dan met julle praat oor hoe om dit te doen. Sodat jy daai opsie het, want wow, ek meen, as jy 'n sekere soort kerk het en 'n sekere soort erediens, dan soek jy daai full band en ons kan dit vir jou gee. Jy kan saam met die nuwe lofband speel. Maar 'n goeie liedjie het 'n goeie melodielyn en 'n goeie liriek en hy staan daarop. Dit wat Len, het julle agtergekom, is vir my altyd so lekker. Jy glo my, vir die eerste keer in lewe Len se liedjie nou net gehoor. Ek weet dit want dis die eerste keer dat hy hom ooit perform vandat hy geskryf is. En julle het dit onmiddellik begin saamsing. Hoekom? Van daai melodielyn. It just suggests where it's going. Dis wat 'n sterk melodielyn op eenvoudige akkoorde vir jou doen. Dis waarna ons op soek is, want die reël vir my is, as iets vir my maklik is dit vir my en musikante maklik. As iets vir my moeilik is dit vir my gemeente onmoontlik. Want hulle is nie musikaal nie. 95% van hulle is nie musikaal nie. So if I struggle with this melody line, with this lyric, as dit verskriklik wordy is, nee, hierdie elevations is beautiful, maar het gaan tot die 17de bridge. En is so wordy, soos party van die goeters, jy gaan nooit kan leer nie. Daarom herhaling is nie ons vyand nie, soos Retief nou gesê het, as iets eenvoudig is, en het maak sin om dit te herhaal. Daar is 'n punt waar dit nou heeltemal te veel kan raak, en you've got to feel that. Maar as iets eenvoudig en sterk is, dan is dit vir ons 'n tool om dit te herhaal. Want as ek daarmee verveeld is, dan is my gemeente nog okay. Alright, hulle sal vir my sê, of hulle sal vir my wys as hulle verveeld is. Hulle sal loop en sê, dis kastig my kars. Nee, spot die arme ou. Hy gaan nooit terugkom nie. Hier's kinderlik nou hoor hom agter sy rug ook. Ek is jammer julle, ek het nie vriende nie. Dis as gevolg van my sin vir humor. Ek kom van Brakpan af, ek is 'n blunt tool hier het my so gemaak. Maar humor sin maak in Amerika ook vir my probleme. So, dis nie net hierso nie. Maar anyway, so dis lekker om dit vir julle so te kan demonstreer en om baie spesifieke paar goed hier te gedoen het. Ek het spesifiek Rixie sit daar agter en Rixie is die beste bassspeler in SA. Druk toe jou ore. En hy is hierso, ons tog gefire sodat jy kan agterkom. Ons kan 'n halfuur worship sonder bass, want Gideon speel eenvoudig voller. En dan op ander punte vat hy bass weg sodat jou oor 'n bietjie van ons kan dynamics maak. Wat's dynamics? Wanneer musiek so maak en so maak. Nou, wanneer is daar nie dynamics, soos noem dit 'n wall of sound. Van die begin tot die van die set, tot die einde van die set, sing en speel almal. Nee, en dit is wat ons glad nie wil hê nie. So selfs met baie min instrumente kan ons dynamics maak. House of the Lord gedoen. Jy kon lekker saam worship. Daar was drums, daar was kick drum, daar was 'n bietjie snare, ja, hy het alles uit daai boksie uitgehaal, ons sal oor praat. Daar was bass, want Gideon het bass gespeel, dan het hy vol gemaak met sy pianotjie. Dan was daar acoustic 1 wat vir ons nog so bietjie voller gemaak het en acoustic 2 met 'n lekker kapotjie op en hy het hoog gespeel. So ons het baie klanke gemaak. En omdat ons baie klanke het, kan ons van daai klanke som wegvat. Jy het agtergekom Len en Aniek en Delano sing nie heeltyd nie, as Retief lei, staan hulle so klein bietjie terug. Chorus kom hulle in, ewe skielik later in die sang, dan kom daar 'n bietjie harmonies by, maar almal sing nie naaste by heeltyd nie, luister fyn vir mekaar, luister, wat is my rol? As ek nie nou lei nie, staan ek terug, sodat daar een gedefinieerde vocal is wat ons kan hoor. Want ons is met lof en aanbidding besig. Ons het twee goed primêr nodig. One lead vocal, met definition, sodat mense duidelik kan hoor, hiermee sing ek nou saam.
dit is okay as dat 2 of 3 mense op dieselfde wysie is, maar dit kan nogal complicated raak as hulle tuning nie heeltemal, phrasing, tuning, daai tipe goed wat maak dat my S'e, my T's, my intonasie. Dit is makliker as dit een persoon is wat sterk kan sing. Ta da 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 ta 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 pa pa da da ta da ta da 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 da. Daai spronge van Aniek. Sit nou 2 mense by haar en probeer daai spronge maak. En dit raak die definition verdwyn en die gehoor wat nou nie 'n lead sheet sien nie. Wat 'n lead sheet is daai ding met die nootjies, nê? Net daai dis nou die wysie wat ons sing. In die ou dae het 'n boek gehad en al die een nootjie is daar, maar niemand kon dit eintlik lees nie. Maar ten minste kon jy sien op en af en al daai goeters. Nou het ons dit nie. Ons sing met akkoord en al wat jy behalwe vir die akkoord het is daai een persoon wat vir jou presies sing pa da da pa 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 da da pa da ta da ta 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 en ons wil dit presies kan hoor elke noot. En die beste manier vir ons om dit te doen is om een persoon te hê wat dit sterk sing. Al wanneer ek 2 of 3 persone sal hê wat die wysie lead is daai ene nie sterk is nie, bietjie onseker is en versterking nodig het. En dan moet ons oefen, so Sters nou gesê het, berei voor en maak seker jou diksie, jou intonasie, jou frasering is regtig presies dieselfde. Because it's not a show, ons begelei mense. En dis die tweede ding wat hulle moet kan hoor. Hulle moet kan hoor presies wat is die akkoord, wat is die key wat ons nou mee saam sing. Met ander woorde, in my hele mix moet daai 2 goeters uitstaan. So wanneer ons klank meng vir lof en aanbidding, is dit okay om wat ons noem gain staging te doen. Met ander woorde, ons begin ons altyd met dromme kick 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 snare 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 hi. En dis om gains te kry, by the way. Klankmanne, as julle hier is, ek hoop julle weet dit. Dis nie om die volume van die dromme in die kerk te stel. Nou het ons dromme klaar gedoen. Nou moet ons al die ander goed mix en ons moet dit bo dit uitdruk. Nee, as jy gegain stage het, trek jou levels weer af. Want wat moet die hardste wees? Gemaklik hardste in lof en aanbidding. Hierdie vocal wat jy nou hoor en die primêre instrument wat hom begelei. As dit retief is nou wat inval met House of the Lord, is 'n ritmiese sang, so sy akoestiek en sy stem is die 2 primêre goeters wat na my toe moet kom as ek die gehoor is, because that's what I'm singing with. Ek sing nie saam met die dromme nie. Die dromme sê net vir my hoe vinnig of hoe stadig ek moet sing in lof en aanbidding. Is lekker, is great. Maar as ek die dromme wegvat, moet ek nog steeds kan saam met jou sing, want die akoestiek en die stem gee vir my wat ek nodig het. En hoe lieflik is dit 'n klavier en 'n stem. En die klavier is lekker vol en rond en hy move en saam met daai klavier en Aniek se stem en haar stem is sagter, so daar's nie 'n overpowering akoestiek nie. The acoustic was accompanying the piano was accompanying the voice was leading the audience. So niks kan harder as dit wees nie. Dit is hoe ons met ander woorde ons lof en aanbidding mix opstapel, nê. En ek hoop nie ek sê vir jou goed wat vir jou vreemd is of wat jou elke session kom maar anders te uit. Ek sê maar om goeie soos wat ek nou opgetel het in die session. Nou, met ander woorde wat ons probeer doen, ons het net 'n paar goeters in musiek waarmee ons eintlik maar kan werk. Die een is frekwensies en ons gaan nou kyk na frekwensies. Ek gaan jou opmors vir die res van jou lewe, gaan jy musiek analiseer. Jy gaan dit nooit weer net geniet nie. Om musiek te geniet is vir die mense. As jy hierso staan of by die klankdeskus, mag jy dit nie geniet nie. Jy moet dit analiseer. Alright? En dis wat ons nou gaan noem met frekwensies. So ons het frekwensies. Ons probleem is ons kan nie frekwensies meer maak nie. Dankie. Jy gee my nog 'n kans. Ek gaan weer probeer. Ek gaan baie nicer met jou wees vanaf. Ons kan nie frekwensies meer maak nie met daai klompie wat ons het van 20 Hz tot 20 kHz. En ons kan daai klompie nie hoor nie en ons wil ook nie want dit is baie seer. En ons kan daai ook nie hoor nie en ons is bly want dit is verskriklik boomy, nê. Daai dan nog baie laer is 20 Hz. So daar hier is hulle maar van 30 Hz af tot 16 kHz as jy nog jonk genoeg is en al daai mooi frekwensietjies van jou werk. Daar in daai klomp frekwensies moet ons alles doen wat ons wil doen en ons sal praat oor hoe gebruik ons die kennis wat frekwensies vir ons gee. Dan het ons dynamics waarvan ons nou net gepraat het. Nou is dit harder, nou is dit sagter, nou is dit mooier, nou is dit doelbewus. Lekker. So, by van daai songs en dan is dit skielik sweet. Nee, en dan val alles weg en dan word dit weer harder, sagter. En al dit is presies soos wat die natuur vir ons gee. Partykeer is die natuur wild, partykeer is die natuur skoon. Dit wat ek met my oë sien, as ek die Here loof, wanneer ek 'n mooi blommetjie sien, of 'n leeu sien storm, dis presies hoe my musiek in my halfuurtjie of 20 minute van lof en aanbidding ook so wil wees. As die leeu my storm vir 20 minute, skrik ek en ek kom nooit weer kerk toe nie.
En die sweetste, beautifulste blommetjie verloor al sy pragt as ek heeltyd vir jou een ou blommetjie moet kyk, né? So dit was vir my so amazing. Aniek sit hier so, sy maak vol, sy maak net harmonies hier en daar, alles, né? Ewe skielik hier in die eie, sy het pop up beautiful stem uit en sy sing haar sang. Why was it so pretty? Because we waited for it. En sy was nie heeltyd daar nie, né? So ewe skielik pop daai beauty uit. En dis hoe jy jou lof en aanbidding en jou sangers en jou goeders bestuur. Jy beplan letterlik, waar is dit robuust? Kyk na die pragtige woord, robuust. Dis 'n Dolly Parton woord, robuust. Van Brakman. Jy het nie nou verstaan nie. Stel dat jy die grappie verstaan nie. Dit is so mooi innocent. Baie, ekskuus, ek het nou gaan piepie en dit was stik donker. As daar 'n plassie is, ek is baie jammer. Toe ek die deur so toemaak, toe is dit verskriklik donker. Nee, nie regtig nie. Ek het I found my way. Wat was baie interessant geweest. So ons het frekwensies, ons het dynamics en dan het ons textures. Dis die enigste ander ding wat ons eintlik het om musiek mee mooi te maak. Want ons is frekwensies vol gemaak het en ons weet nou dynamics, ons gaan harder en sagter en mooier en skoner en al daai goeders binne in ons set en dit vloei so, nee, dis nie die dooie see nie, dis Jeffrey's Bay. Dis hoe ons set maak. Hallo, ek onthou hulle het gesê hulle kom. Ek is so bly hulle is hier so hoor. My plek daai. Gaan môre my Jeffrey's Bay T-shirt aantrek net vir julle. Ek adverteer Jeffrey's die hele Tennessee vol. So ons het dit. Dan is die enigste ander meganisme wat ons het is textures. En 'n tekstuur beteken as ek so 'n windscreen sien is daar geen textures, maar as ek 'n stuk skuurpapier sien, dan ewe skielik is daai tekstuur daar. En nou as die band bykom, dan sal ons so 'n bietjie van hulle maak. Maar dit is eintlik logies as jy weet eintlik maar hoe dit klink. Jou elektriese gitare maak dit, is hy gurgle wat inkom en ons kan dit met pads ook maak. Ons kan dit met 'n orreltjie doen. So ons sal kyk nou of ons tyd het om so 'n paar van hulle te demonstreer. Maar daai 3 goeters het ons. Nou in die set wat ons nou net gedoen het, is tekstuur dit wat ons die minste van gehad het nie, want uit die aard van die saak verdwyn dit as ons 'n piano het. Nou daar was so klein bietjie nice texture binne in die pads waarmee Gideon die musiek so mooi gebind het. Maar primêr was hierdie nog 'n eensydige tekstuur sound. En dis waarom ons oral add, elektriese goeters add, cymbal washes en goeters add. Dis sodat ons teksture kan kry. Is nie reg, ons gaan nie meer frekwensies maak deur die band groter te maak nie. Ons het al die frekwensies nogal vol gemaak. Mind you, daar was niks, want ons het nou vir Andries, net, just thinking while I work, Andries was op hierdie ding gewees, en eintlik, as ons nou baie meer tyd gehad, hier was heeltemal unrehearsed gewees, wat 'n goeie oefening is, vir ons om die goeders tentoon te stel, want ons maak foute, ons gooi die goed hier by mekaar, jy weet so, dis reg as ons dit so doen, want as ons baie ure het, net om hierdie ou storieetjie op te gestel het, dan leer jy ook eintlik niks, want dan is dit weer iets wat jy nie, miskien nie by jou kerk kan herhaal nie. Maar eintlik moet ons nog 'n mikrofoon, 'n overhead mic op hierdie kagonnetjie van hom gesit het, en dan kom die bright frekwensies deur daai ene deur, wat julle nou gehoor het, is deur hierdie mikrofoon. Okay, het alles eintlik gekom, maar ons sit 'n overhead mic op, sit 'n shaker in sy hand, en dan maak ons nog hoë frekwensies. Ek dink julle kan maar daai frequency slide nou opsit, laat ons lekker oor dit kan begin gesels. So wat ek nou eintlik vir jou sê is, ons het nou soort van daarso tot by 4 kHz musiek gemaak met hierdie band nou hierso. Vir enigiets bo dit, nou jy hoor bo dit nou, want jy hoor my S'e, my T's, my K's, ons sal nou gesels oor wat dit beteken, maar 'n shaker, 'n hi-hat, die top end van die snare, die overhead, dis waarom ons 'n hi-hat gebruik vir ritme, of 'n shaker. Hoekom? Want hy klim daar by 4 kHz tot 11 kHz deur die mix, en hy gaan sit eenvoudig lekker bo daai hoë frekwensie. En dit het ons miskien nou nie in hierdie mix gehad nie, nee, omdat ons het nie daai mikrofoon gehad nie, hy het nie 'n shaker gebruik nie, daar was nie 'n hi-hat nie, en al dit sou gemaak het dat ons ritmes miskien 'n bietjie beter sou kon gevolg het binne in die set, want dis wat daai goeters vir ons gee. Ons het egter die vocals se konsonante, so, die session het nie daarop gestaan of val nie, want ons kon nog steeds saam met iemand sing, en ons kon nie 1 of 2 begeleidende instrumente hoor. The session
could stand. Ons kon die sessie mooier gemaak het en helderder gemaak het met hoër frekwensies. Okay. En verder weet ek, julle het al daai basfrekwensies gehoor, miskien nie laag nie, maar Gideon het doelbewus hierdie daar lekker laag gespeel met sy pinkie. Dis al julle pianiste wat in die band speel, jy weet baie keer as daar 'n bassplayer is, dan sê ons bind daai pinkie vir jou vas met gaff tape. Jy mag hom nie gebruik nie, want hy spasie behoort aan die basgitaar. Maar omdat ons nie bass in hierdie band gehad het, kon Gideon en Chorus lekker laag speel en dat het nog 'n pad ook ingesit. So wat ek vir jou sê is, Gideon kon lekker speel daar so tot by 40 hertz met sy klavier en hy kon met sy pads lekker volmaak daar tussen 110, 150 tot by 800 het jy lekker warm pads gehoor toe hy nou gespeel het. En dan het die akoestiek, retiefse akoestiek het lekker gesit daar van 600 tot sê maar 2K, 3K het sy akoestiek gesit en Delano se akoestiek, weet julle het gesien hy capo, so hy het nooit gespeel waar retief speel nie, hy het hoor gespeel, weet nie of jy het geworship. Ek soos jy vooraf gesê het, kyk, moenie sing nie, kyk, nee, maar wat jy gehoor het is, daai ek speel, julle moes geworship het. Hy het so klein bietjie hoër gesit, maar nou kan jy ook vir jouself sê, waar sit die ouens hierdie gitare neer? Hulle kyk vir hom vlak, jy kan weet, die hoë frekwensies van 'n gitaar hoor jy definitief so 'n bietjie hoër, jy gaan 3K of 4K definitief uit dit kry. Maar wat hulle hierso tentoonstel is, where does the body of something sit? En dit is vir ons verskriklik belangrik om dit te weet. Dis ook wat ek sê, vanaf analiseer jy musiek. Dit is so belangrik vir ons binne in 'n band om regtig weet in jou geestesoog te kan sien, waar speel ek, watter frekwensies is ek besig om te maak, what am I adding, what can I take away sodat my musiek beter en meer interessant kan word en korrek kan wees. Want ons weet nou, waar sit daai basgitaar, hy sit daaronder. En ek hou van hoe hulle dit hierso tentoonstel, wens ek so luister gehad. Hoekom wys hulle daai groen en geel goed so groot en dik daar? Want dis hoe daai klankgolwe is. Kyk daar's net een sub daarso. En as dit wat daar deurkom, nee, gaan sit die hele plek vol. Want daai klankgolwe is eenvoudig so vet. En dan natuurlik sit as hy die klankgolfies hierbo, kyk daar so daai spikes. Jy kan hulle pan, jy kan hulle deur klein goedjies soos daai sit. Jy kan met hulle werk, want dit is 'n baie direksionele klankgolf. En dit op sigself sê vir my, ek moet verskriklik versigtig wees vir hoeveel goed ek hieronder doen. Want hulle gaan almal met mekaar meng en dan kry jy die klavier, die pads, die basgitaar, lae akoestiek, lae elektrik, lae voice. Alles kan verskriklik maklik met mekaar veg hieronder. So die ding wat ons hieronder doen is, ons maak skoon. Ons maak squeaky skoon. As daar bass is, as Rixie speel, kan die klavier nie daar naby kom nie. Daar, wat maak jy nou? Hoe maak dit? Okay, nie maar staan jy hierso. Ek gaan so maak. Okay. Ekskuus, dis abuse. Dankie hoor. Wag, Ruben. Nee, ek sien jy moet terugkom. Ek het dit klaar verloor. Wat moet ek doen? Ek moet iets druk, nee. Okay, alright. Okay. Baie dankie. Julle is high-tech hier in die Kaap. Ja, maar ek kry dit nie reg. Daar sê, okay. Gaan op môre. Ek sien die Matrix. Wow! Woo! Woo! Ek moet dit nou eers gewoond raak. Ek moet my nuwe toy eers gewoond raak. Woo! Okay. Okay, so okay, so ons moet pasop om daai area, dankie. Ons moet pasop vir daai area. Daai area gaan lê in meeste kerke verskriklik maklik. En daarom en ons is geneig om te veel hierso rond te speel met 'n lae klavier en 'n lae pad, want ons het so geleer speel by Tannie Bessie of by Tannie Fani, nee, met daai lae vingers van ons. En soos ek sê, wanneer ons nie 'n basgitaar het nie, dan kan Gideon of Stella daar speel met die pinkie. Maar baie belangrik om wanneer die verse is, wanneer ons in die verse is, nee, en ons sal dit nou lekker demonstreer, om juis nie daar te speel nie, sodat wanneer die chorus kom, boom, dan gaan sit daai lae klawers en the music just gets a weight to it. So baie keer is musiek te swaar, te weighty, omdat ons heeltyd hier rondom karring. So ons moet daar skoon maak. Wat is die gevaar hier rond? Harsh, skerp, nee. Soos daai hi-hats, daai cymbals, daai weet as ons snare verkeerd ge-EQ is, as ons 'n viool het wat heeltyd sing of dis kantjies, so muskiete. En dit is eenvoudig soos om te sê, kom ons bly sit gou stil hierso. Hoor jy as eintlik maar hy plan ons nie verskriklik nie, maar laat een muskiet nou hier om jou kop. Hoekom? Dis nie omdat hy jou kan steek nie, dis omdat hy dis 'n hoë frekwensie, dis sharp.
En daarom om my rede met ons, daar's my knoppie weg daar. Waar kom jy? Okay, so ons moet verskriklik, met ander woorde, dis waarom ons hi-hats, weet, en cymbals en hoë frekwensie instrumente baie noukeurig gebruik. En nie heeltyd nie, en baie sparingly, sodat ons kan seker maak, ons gebruik dit, as ons nou nie praat van iets wat ritme maak, soos shaker of hi-hat, wat ek sê, hulle sê vir mense, hoe vinnig of hoe stadig moet ek sing. Maar as ek enigiets anders gebruik, soos 'n hoë harmonie, en veral 'n viool of 'n fluit, of iets wat skerp gaan speel, dan moet ek dit verskriklik noukeurig en net hier en daar aanwend in die musiek, anders raak dit irriterend. So pas op vir julle as julle van daai instrumente het, jy sing en speel heeltyd. Jy raak dalk soos 'n muskiet vir mense, en dis regtig hartseer, want die Here het hierdie goed gemaak, alles wat ons maak, wat dit mooi maak, sit hier rond. Hoekom? Want dis al wat jy actually deur die mix hoor sny. Die goeters wat hier rond sit, verdwyn, en nou kan ons oor hierdie goeters begin praat, want hier is nou ons grootste probleem. Hierdie is 'n nice mens wat so lê, kyk 'n haas en so maar 'n kop, en ek weet nie wat hier aangaan nie, maar baie keer lyk ons aanbidding so, dat eintlik iemand op die strand lê en swanger is, of soos iemand het gesê, nee, dis Louis, is jy wat so lê, daai boepie maagie. Okay, want al die primêre begeleiding, daai klavier, daai primêre akoestiek, as relatief G speel, en die piano speel G, en ons sing daarso, sit alles maar eintlik daar rond. En ons klankman, as jy sê, ek kan nie my stem hoor, en dan sit hy die stem nog harder, en hy begin feedback kry. Omdat hierdie verskriklike spasie, en al hoe jy dit kan sien, is kyk hierso, al hierdie goeters, se grootste gemeene deler, sit hier in die middel rond. En die instrument wat ek wil hoor, wat die worship moet begelei, en die stem wat ek wil hoor, daarom het ek na die klankman toe gegaan, sê, sit Delano se akoestiek 'n bietjie harder, en ek het vir hom gesê, hoekom nie, want hy is besig om te mix, ek kan nie te hard met hom praat, en sê, okay, bring hom 'n bietjie af, sit die klavier 'n bietjie harder, want dan het ek geweet, okay, nou moet daai klavier vir Aniek begelei, daarom moet ek die klavier push, die akoestiek 'n bietjie aftrek, because the acoustic is accompanying the piano is accompanying the voice is accompanying the people. So daarom moet ek weet, wanneer ek my band arrange, wanneer ons besig is om worship te lei, wanneer ons na mekaar luister, wie lei? Wie is die een persoon wat lei? Wie is die primêre persoon wat dit begelei? Wie support daai instrument? En die klankman moet dit weet. En jy het nou agtergekom, en ek het nou gesê, dis goed dat dit unrehearsed was, want as dit wel rehearsed was, dan was van hierdie foute lekker voor die tyd uitgestryk, en nie vandag hier on the go nie. We've had to fix it in the mix while we're working. Jy kon hoor elke keer, soos as toe Aniek begin sing, toe sy stem nie lekker daar nie. Hoekom? Klankman het nie geweet sy gaan begin lead nie. Ons het nie hier tyd gehad om sulke goed as die klankman te sê, o, wie sing nou? Daai ene. So die begin is nie lekker nie, maar daarom wil ons so noukeurig, en sê my, weet julle dit in julle kerke? Het jy jou lysie, jou klankman, daai persoon lei, daai persoon lei, daai persoon lei, daai persoon lei, sodat ons van die begin af weet, the lead vocal is pushing through the mix. En dat ons in staat is om dit te doen, want die instrumente begelei daai lead vocal baie mooi, jy weet, so. En nou is die 3 goed, en ek sê vir julle nou baie goed deur mekaar, maar want ek praat vinnig, want ek wil vir Sters oorgee, en die band opbring, en dan kan ons lekker goed in ons ore kry. Maar onthou asseblief, dat die enigste manier, hoe musiek mooi is, en iets is wat ons kan doen vir 25 na 30 minute, sonder om mense seer te maak, of te irriteer, of te boor, is, daar's 3 goeters, waarna ons op soek is. Die een is warmte, die ander is clarity, en die ander is sibilansie. Nou, sibilansie kan nou konsonansie, en 'n ander klomp groot ander woorde ook, maar ek gaan slimmer klink as wat ek is, as ek hulle sê. Die belangrike ding is, warmte, is wat jy nou hier kan hoor wanneer ons praat, nou daar is te veel warmte, nee. Okay, so ons pas op, hierdie is wat ons noem proximity problem, wat op hierdie spesifieke mikrofoon 'n probleem kan wees, as ek hier gaan praat heeltyd. Gaan jy na my kan luister as ek vir 'n halfuur so praat? Gaan ons nou nie werk nie. Maar ek kan dit hoor, want jy weet, ek het nie eers in hier so, dit jok nie vir my nie, partykeer jok die sound vir ons as ek hier staan, en ek hoor nie wat daar aangaan nie. Kan ek dalk heeltyd so praat en dit nie weet nie, maar ek kan dit nou duidelik hoor, en ek kon dit in front of house hoor, so as ek hier praat in hierdie mikrofoon, dan kry ek nie warmte nie, ek kry boominess. So met my stem nou, is ek besig, waar is my slim knoppie, kom hier. Met my stem nou, is ek besig om 110 tot 300 hertz te vervaardig. En as die klankman weet, hierdie mikrofoon doen dit, en Louis praat naby aan hom, dan doen hy wat ons noem shelving, dan sny hy al die frekwensies af, en Louis kan nou maar hierso dink hy's Joe Black, maar ek gaan soos Louis klink, okay?
Want die klankman gaan alles afsny. En ek en Stas doen dit in die studio ook. Jy kan vir ons 'n vocal stuur en baie keer is daar te veel van daai ba 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 frekwensies wat deurkom in jou stem en ons sny hulle af. Ons amputeer dit daarso. Want dis nie waar ons die stem wil hoor nie. Ons soek egter 3 tot 6,800 Hz. Ons soek dit want dis waar die warmte lê. Alright, daarsonder klink ek nou weer so. En dan's my warmth weg. Nou het jy nog genoeg clarity en daar's sibilansie want jy kan al my S'e en K's en so hoor, maar dis nie warm nie. Wil jy daarna luister vir 'n halfuur? Jy kan mos dit ook nie doen nie. En daai clarity waarvan ek nou praat, jy sien, dit gaan sit nou weer hierso tussen 800 en 2-3K rond. Gaan sit die clarity op die human voice. So maak asseblief seker, so ek wat nou weet wat ek doen, wat hierdie nou baie lank hoor, die oomblik toe Delano begin sing, toe sê ek, wrong mic. Verkeerde mikrofone, want Delano het 'n ronde stem. Retief het lekker edge in sy stem, Stas het lekker edge. Delano, Jesus het vir Delano lekker rond gemaak. Nie hierso rond nie, maar in sy voice. Hy het 'n sweet tone. En hy het nie op die oomblik, hy het daar nie 'n mikrofoon gehad wat genoeg clarity push nie. Hy moet op 'n lekker boring SM58 sing. Nie hierdie ding wat verstaan jy, hierdie ding is vir ander goeders gemaak. Dieselfde met Aniek. Ek het meer clarity in haar stem nodig as wat sy in daai mikrofoon saam veroorsaak het. Nou ons kan dit fix in die mix as ons tyd het. But we were putting this together as we went along. En dis die goeders wat mens optel wanneer jy in jou kerk sit en jy luister en sê, wait a second. Ek is nie op stage. Ek het nie geweet ek klink so nie. Maar dis wat actually aangaan daar buite. Dis hoekom jy wonder hoekom is daar so baie mikrofone? Want hulle respond verskillend. Hulle het verskriklik verskillende frequency bandwidths en een is wyer nie, een is nouer. Een is nou so, ander een sal nooit dit doen as jy naby hom is nie. Jy kan maar naby sing. Party van hulle kan jy so sing, nee, en hy tel vir jou waar wyd op, maar pas op, daai ding maak so baie feedback, want hy tel so wyd op. Okay, so party van hulle kan jy so hanteer, party van hulle kan jy et cetera. Maar om myself nie te veel in die rede te val nie, ons soek na warmte, ons soek na clarity, en dan soek ons natuurlik vir sibilansie. En as 'n probleem was nou net was in Bloemfontein op een van die mikrofone, vreeslike ek dink ek nog 5 minute doen, dat julle die idee kan kry, van hoe seer dit mens kan maak, as daai sibilansie, want dit sit nou met ander woorde alles hierso van 2K tot by 12K, ek en Stas praat so lekker, al die DS'ers wat daar is, dis nou plugins, jy sit so 3 of 4 DS'ers partykeer op Afrikaanse Ek love het om uit te geek saam met jou oor DS'ers. Ja, Ek love het om uit te geek saam met jou, Louis. Ja. Maar die punt is, wanneer ek sing, so ek wat 'n producer is, wanneer toe Delano begin sing, toe weet ek, daar's nie genoeg clarity nie, daar's ook nie genoeg S'e nie, ek moet met hom praat, dat wanneer hy begelei vanaand onthou, as ek sing by die huis, Jesus, my geliefde, hang aan die hart, was jy Delano, ek raas met jou, okay, maar wanneer ek begelei, moet ek, Jesus, my geliefde, jy kan net saam met my konsonante sing, alright? So, en ek doen dit self ook baie keer, en ek het baie ouens by my sê, ek hoor eers jou 3de lettergreep, ek wil jou eerste lettergreep ook hoor, veral by verses is dit probleem, want die verse is noodwendig laer as die chorus, that's why the chorus is called the chorus, because it's the chorus, but the verse is the verse, alright? En vir alles jy nou nog op 'n mikrofoon is ook, wat nie genoeg clarity en sibilansie vir jou gee nie, dan raak dit belangrik, maar jy's in 'n kerk, jy het probably ook nie 'n mikrofoon wat dit vir jou gee nie, alright, jy het nie 'n perfectly controlled, musically produced environment nie, so jy moet so attent wees daarop, dat I'm accompanying people, kan hulle my konsonante hoor, het hulle clarity om mee te werk, of voel dit net vir my, ja, ek leef in 'n beautiful space, nee, en jy kry daai teensgevoel kom so oor jou. Maar onthou waarmee ons besig is, ons het genoeg nodig, genoeg T's, K's, S'e, shakertjie, hi-hat daar, sodat mense kan hoor, hierso is die woord waarmee ek sing, van die begin af, genoeg clarity wat deurkom, genoeg warmte, maar nie boom nie. Okay, en nou wil ons die band hê, en ons wil al hierdie goeders probeer veroorsaak, so kan ek asseblief 'n band hê om mee te werk, iemand iewers hierso, terwyl hulle vorentoe kom, band, as jy nie weet, dis Jaco, hy is in die band, almal van julle wat hier so is, en wat nie nou slaap in die hitte van hierdie oomblik nie, terwyl hulle dit doen, dit was my so belangrik, ek kan nou, nou gaan ons sien of hierdie ding
'n gat kan brand. Dit was my so belangrik dat Andries hierdie ding saamgebring het, want julle het gehoor, ons het eintlik 'n hele drumkit. En hy kon nog 'n tamboerijn op sy voet gesit het en 'n shaker bygesit het, maar ons het kick gehad en ons het snare gehad. En in baie van julle se kerke is 'n drumkit 'n probleem. Right? Ek weet vir van julle is selfs wat ons hier gedoen het vandag was die drom 'n bietjie hard geweest, want jy is 'n bietjie ouer en jy kom miskien konservatiewe kerk en hierdie harde kontemporêre lof en aanbidding ding is miskien vir jou 'n klein bietjie hard. En dan sê ek vir jou iets soos daai is 'n fantastiese solution. Want hy het 100% beheer oor hoe hard of hoe sag hy is. En ek weet nie of julle agtergekom het nie, die van julle wat wel gekroek het met een oog toe en een oog oop gehoorship en kyk, wat maak daai geluid? Jy sal gesien het, Andries vat net so aan hom. Konk. Sy rug kry nie seer nie. Dit maak nie koeng, koeng soos daai kagonne nie. Dis 'n slim instrument. Hy bou die goed. Andries, wat kos hierdie McWafter? Wat kos die ding? 5,850. Hy sê 5,850, nuwe lof special. 6,850, 6,850, ek 7,850, 7,850. 8,850, 8,850 vir die eerste keer, tweede keer. Including die sak, die ingeboude mikrofoon, shipping cost, nuwe lof special, 5% af. Daar's hy, toegeslaan. Ek het nie vriende nie om my rede. So ja, julle 'n drumkit kos R40,000 en jy het 'n slim ou nodig met voete wat kan werk. Dan het jy nog jou mikrofone nodig. Dan het jy die shielding om dit nodig as jy nie in 'n kerk is soos hierdie. Baie van julle kerke weergalm daai drumkit. Dis 'n verskriklike moeilike instrument eintlik vir ons wit mense om te gebruik, nê, sonder dat ons geweldig droog maak. Maar hierdie ding is baie eenvoudig om te speel. Hy slaan hom nie hard nie. 'n Ou by my kerk het juist die ding vernietig want hy het hom te hard geslaan. Andries het daarin so gebou dat hy vat net aan hom en maak hy donk. Dan sit hy daar, is 'n ingeboude kondenser mic en dan tik, hy's net daar en donk, tak. Okay, so dis soos ta. En eintlik daar het jy 'n totale ding. So baie lekker vir ons om daai tipe ding te demonstreer. Vir die van julle wat weet, in my kerk gaan dromme nooit werk nie. Maar jy het ritme nodig. Die mense moet weet hoe vinnig of hoe stadig sing ons. En dit is wat daai ding eenvoudig. Hier is hy nou op 'n pedestal. Okay, maar Andries, jy moet nou maar teruggaan na die drumkit toe. Ons het nou actual drums nodig. Okay, nou gaan julle sien ons gebruik 2 elektriese gitare. Wanneer ons opneem vanaand en in die multitracks wanneer jy dit kan koop waaroor Ster sal praat, is daar altyd meer as 1 elektriese gitaar, selfs in sagte liedjies waarmee ons dynamics maak en veral waarmee ons textures maak. So ek gaan gou vir my vriend Stefan hierso vra, jy's so lekker, dis die eerste keer wat ek gig saam met Stefan, dis so fun. En Jaco het ek al baie mee gegig. Ons nog net nie oor see getoer nie, maar ons gaan nog. En hulle maak verskillende teksture. En hulle weet albei presies wat se teksture hulle maak. So en die belangrike ding vir my is dat julle snap van elektriese gitare en die van julle wat wil, julle kan met hulle kom chat en kom kyk waarmee hulle dit doen. Waarskuwing, dit kan so klein bietjie duur wees. Okay? But you spend it once and spend it well. Die hartseer ding vir my is wanneer mense verkeerde gear koop en oor moet begin. So dis lekker as jy weet, want die interessante ding is vir my, ons is bang vir elektriese gitare want ons dink jy moet soos Eddie Van Halen kan speel. Maar die waarheid is, baie keer is dit een noot, soos Jaco maak 'n nice, tune jy nog, maak 'n nice texture met een noot. Kommenteer, is julle besig om met 'n mix daar, so ekskuus hoor, ons het nie hierdie goed voorberei nie, ek gaan nou 'n klomp goed aan jou, okay, daar is nie 'n feedback nie, is elektriese gitaar, okay, so as baie reverb op, is daar delay daarop, as reverb, daar is delay, dis een noot, doen dit nou met net 2 note, sien, jy kan imagine hoe speel die akoestiese gitaar, gee ritme, zing, jang, en net daai 2 note gaan sit oor dit, en maak daai tekstuur. Nou, Stefan maak ander teksture, want hy weet mos nou wat Jaco, wat se texture maak jy? Okay. As 'n laer tekstuur is, 'n skoon tekstuur, maak hy ding gurgle asseblief. Speel net so klein bietjie harder. Nou, daar is 'n tipiese texture waarvan ek gepraat het, nie. Hy het 'n vuilheid. En again, hy speel dieselfde soort akkoord wat 'n akoestiese gitaar sou speel, maar 'n akoestiek kan nie vir ons daai texture gee nie. En so nou net met daai 2, en nie een van hulle speel nou slim note nie. So die ding vir my wat julle moet snap van elektriese gitaar is dit gaan nie oor hoe amazing jy speel nie. Dit gaan oor hoe min jy doen, maar wat se textures jou gear kan maak. En julle weet nou, dit is sound
golfietjies wat so oor mekaar maak. En dis hoekom hy kan 2 note maak en net so klein bietjie harder speel en there's a pick-up response en dan kom daai gurgle deur. So acoustic players, moenie bang wees vir elektriese gitaar nie. Moenie sê, nee, ek kan nie elektrik speel nie. Ja, jy kan. As jy 'n goeie inkoop, kan jy jouself kap hou. En dan tune jy hom en dan kan jy daai selfe klein nootjies waaroor ons nou in akoestiek gaan praat, ons dom note wat ons doen met ons kap hou, want ons nie een van ons is slim nie, ons skuif net ons ding rond. Jy kan presies dit doen as jy net weet, met my 2 note, met my 3 note, wat se textures ek kan maak. En hoe om dit te beheer, is verskriklik lekker. Dan sit ons natuurlik, hier's Gideon, en dit is so lekker vir my, ek het baie jaar laas saam met Gideon gewerk, maar Gideon, wat is hierdie ding, en wat doen jy daarmee? Orrel, speel vir ons jou orrel. Okay. Hoor jy die texture? Maak gou daai orrel skoon, of kan jy hom nie skoon maak nie? As jy, hoekom wil jy ek moet hom skoon maak? Okay, hier's 'n clean organ wat hy nou van as hy hom kan kry daarso. Hy gebruik nie clean organs uit die aard van die saak, want die organ het daai dirt nodig. Okay, daar's nou 'n silverskoon orreltjie. Maar nou kan jy onmiddellik hoor uiteindelik so 'n bietjie van 'n valve distortion in die orrel so. Wil jy hom terugsit? Okay. Dit klink amper soos 'n elektriese gitaar wat in die orrel ingemeng is, né? Jy gaan nooit dit alleen by die huis sit en doen nie, as 'n idiot voel. Maar wat daai ding vir ons doen binne in die mix, is stel dat jy akoestiek sit sommer vat sommer akoestiek en speel. Wat se chord? C. Speel sommer net een van die C daarso. Is dit 'n rooi sharp? Is die akoestiek aan? Okay. So, jy gaan nou agterkom. Gideon hou 2 note vas. Dis al wat hy doen. Al wat hy doen is hy veroorsaak 'n texture. Hoor jy die tekstie? Okay, nou hoor jy die clarity van die akoestiek. Dis waarmee ons eintlik gaan sing, is saam met die akoestiek. Hierdie orrel bind dit vir ons en hy sit daai lekker texture in. Nou, sal jy asseblief 'n Lowry bysit. Lowry. Ja. Have you got it? Daar's nog 'n texture. Hoor jy die Lowry? Okay. So, kom ons sê, dis die chorus van die sang. Nou kom ek vra of julle gaan na die verse toe. Met ander woorde, ons gaan die gurgle wegvat. Okay? Dat is in die verse. Ons wil primêre akoestiek hoor, want dit begelei vir ons die sang. Maak jou orreltjie baie skoon, al uit al jou lele, al jou goed, al uit jou Lowry. Okay? En ons gaan miskien een klein nootjie, en jy gaan hom swell gebruik, swells. Okay. En hier is ons die verse. Okay, dan kom ons sê ons sit vir Andries by net op 'n baie ligte, nie kick nie, maar maak vir ons 'n loop daarso om saam te sing die verse. Okay. Ek sê ons is in C speel 'n hoë C-noot, 'n lange hoë eenetjie. Are you playing? Is bass aan? Sorry, julle is 'n operator probleem. Ek het gesê hy is die beste ou in die land, nee, maar nie hoor. Eintlik is hy seun. Die beste ou in die land sou homself aangesit het. Okay, bietjie laer, octave down, 1 octave down. Okay. So daar's ons 'n lekker groove vir jy, né? Kan jy die akoestiek hoor? Kan jy hoor niemand is in die akoestiek se pad nie? Hoekom? We analyze. Ek kan die akoestiek daarso hoor, né? En dis al wat ek daar kan hoor. Ek kan duidelik hoor, ja. En ek kan daarmee saam sing. En as jy besig om te bind met enigiets, so speel jy glad nie nou nie. Okay, sit vir ons 'n pad neer wat daar tussen 200 en 400 net gaan volmaak. Dat die musiek net gaan bind vir ons. Okay. Alright. En maak seker jy sit so 'n bietjie hoër, maak vir my iets van 2 na 4K, met lekker hoog deurgaan, swel hom in. Okay, hoor jy daai elektriese gitaar? Maar hy bind beautiful, kan jy hoor, hy's lekker warm. Okay, hy's nie obnoxious nie. Hy's net besig om vir my so 'n bietjie iets daar te maak. Maar ek kan my stem nog steeds hoor, né? Okay, so die probleem is, as ek nou hier sing, waar die verse gaan sit, moet julle nog alles kan hoor wat my vocal doen. En dit beteken, ons moet nie nou met hierdie full band almal speel, maar ons moet nie 'n swanger tannie maak nie. Want my stem moet daarso met die warmte, die clarity en die sibilansie moet jy vir my kan hoor. So hierdie ouens mag nie in die pad daarvan wees nie. Nou kom ons miskien by chorus 1. Nou vra ek jou sit asseblief my 'n klavier by. Okay? Nou.
ek vra vir jou, dis chorus 1, so sit vir my kick by. Okay? En jy gaan octave down, 1 octave down. And now, of course, the chorus is a little higher. Nee, waar ek sing, gaan nou met die vier, wees da 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 da, da 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 da, da da. En jy moet my stem nog steeds kan hoor. En hulle speel, en hulle maak dieselfde frekwensies, maar kan jy hoor, daar is nou 'n bietjie meer. So die bass is nou by vir die eerste keer, wat nou nie daar was nie, het ons nou daar so ge-add. Ons maak definitief nou voller hierso, maar hoekom kan ons? Want Louis sing nou 'n bietjie hoor. Okay, as ek laag gesing het, kon hulle nie. En nou sit jy lekker gurgle, maak jou gurgle nog 'n klein bietjie meer, en sê, ek kan nie hoor nie, so ek vertrou jou. Okay, that you're really gurgling through. There you go. Ja. En die klankman se werk is om te kyk, kan hy, elke iemand wat iets doen, kan hy dit hoor, is daar definition in die mix, okay? So soos nou gesing het, toe sien ek Gideon maak so, en ek kon dit nie hoor nie, maar we didn't rehearse, want die klankman se werk soos is, hy doen iets op sy keyboard, ek kan dit nie hoor nie, why? Okay, en dan om te soek daarna, okay, nou gaan ons na verse 2 toe, en omdat julle weet, dis 'n vers, gaan julle onmiddellik, dit wat julle doen aanpas, 1, 2, 3, and verse. Hier is 'n verse. Okay. 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 En kan julle, dit is geweldig basic. Niemand doen iets baie slims nie. Hier is alles goed wat julle kan doen in julle kerk met die regte keer. Gaan ons weer na chorus 2 toe. Chorus 2 is natuurlik groter as chorus 1. And go. Nou kom ons by bridge 1 en ons wil seker maak ons hoor die akoestiek en die piano en van alles amper weg vir bridge and go. Vat jou kick weg. Ja, sit 'n low tom in vir ons. Ons gaan hy kien vervang sodat hy meer ring. As niks om mee te werk nie. Okay, goed. So. Okay, ons genoeg. Dankie guys. So julle kry die idee, ons is nie besig, nie een van hulle het slimmer en intelligente note. Nou die ding is, hulle kan almal ongelooflike slim note speel, want hulle is voltydse pros, né? Maar die ding wat ek en jy hoef te verstaan in lof en aanbidding is, die glorie daarvan is, ons hoef nie slim te kan wees met note nie. Ons moet net kan verstaan hoe werk ons frekwensies en wanneer ons is waarmee besig en om so te in ons rehearsal te speel met in my band, of dit nou daai klein akoestiek band was van nou, waar hulle ook moes werk met what have we got, how do we get the most out of it, en dan hoe maak ons dit klein, sodat wanneer ons groot speel in chorus 2, of in bridge 2, of in chorus 3, sodat jy kan hoor, hier is die grootste, belangrikste deel van die sang. En hoe maak ons seker dat wanneer ons sag sing en laag sing, soos dat enige vers altyd is, dat dit hoorbaar is, en dat ons nie besig is om al die frekwensies vol te speel, veral daar, sodat jy daai vers glad nie gaan hoor nie, dat jy daai clarity en die sibilansie van die stem verloor. En hoekom sê ek hierdie goed vir jou? Want ons het dit al so baie by kerke en met kerkbands, sal ons sê, speel vir my, dan hoor ons baie dikwels, almal speel die hele frekwensie ding vol, van die begin van die sang af, en vir al die vers verdwyn. Of almal sing harmonies van die begin af, of almal sing, daar 6 mikrofone, die gele, die witte, die groene, die rooie, die blou, almal sing van die begin af, and it becomes that wall of sound, en in jou hartjie en in jou kop weet ek, het voel vir jou, dit klink soos die CD, of deesdae die MP3, nee, maar eintlik klink dit net so. Ek vertel die storie graag, ek werk saam met 'n verskriklike begaafde cellist in Tennessee, sy naam is Dave Egger, hy het al verskriklik baie Grammy nominasies, hy werk saam met John Legend, Ed Sheeran, noem het nou op La Vida van Coldplay, is hy vir die cello speel, dis die dude, jy gaan nie weet, maar dis wie dit is, nou hy het geleer speel by Yo-Yo Ma, hy was in Harvard en hy sê, Yo-Yo Ma het hom so gevat, want David vir hom gespeel, en hy die stuk, toe sê Yo-Yo Ma vir hom, you feel a lot when you play, don't you? Toe sê hy, yes I do, toe sê hy, we don't. Ek beloof jou, Dave Egger het dit self vir my vertel, en dis hoe Dave geleer het, dat dit wat ek voel,
En dit wat deurkom na die gehoor toe is nie dieselfde ding nie. En al hoe ons gaan weet, is dit wat ek voel en dit wat julle hoor dieselfde is. Ongelukkig moet ons daai vieslike church stream gaan luister. En as ek dit doen, wil ek ook môre quote. Want ons kan hy ding nie post-produce, but that's the truth of it. En is dit belangrik om die mix te record? Al is dit net met 'n iPhone daaronder te sê, wat is dit hoe dit regtig klink? Waar is ons dynamics? In my kop voel ek al hierdie dynamics, maar ek hoor dit nie. Hoekom nie? En om te gaan analiseer en sê, wait a minute, of course not. We're all singing and playing. Hoe kan daar dynamics wees? We can only get it by taking away and adding things back. Dit gaan nie magically gebeur nie. So, wees op die uitkyk daarvoor. Ons kan nou dit demonstreer met nog baie liedjies of so, maar eintlik, soos ek sê, I'm ruining it for you, want vanaand as ons worship en as ons speel, en nou as ons almal weer saam speel, dan wil ek asseblief hier in jou kop, sit bietjie met die frekwensies, waar is dit nie, waar vat ons weg, hoor ek die warmte, dan vra jy vir jouself, hoor ek die warmte, hoor ek die clarity, is daar sibilansie, het Delano van die eerste lettergreep af gesing, of gaan Louis vir hom weer raps, en dan maak jy bietjie, dan kritiese gees jy so bietjie, okay? Nee, nie reg nie, maar jy weet, en dan kyk jy, want, soos ek sê, julle, ons het baie min tyd om te rehearse hierso. This is not perfect, en dis nie voorstel om te wees nie. Okay, so, jy hoef nie vir ons te kritiseer nie, maar jy kan by ons leer, om te weet, want ek weet, by jou kerk gaan dit ook so, en maak nie saak hoeveel tyd die mense insit nie. Oh my goodness, daar is net gremlins, so waaroor ek nou sal praat met die klik en so, maar kom ek gee op daai punt oor vir Stas, dat hy met ons kan begin gesels oor die tegnologie waarmee ons hier werk. Dankie Louis. Ek wil net gou Louis wat hy gesê het net staaf met 'n voorbeeld. Nee? Hy het dan gepraat oor die blou en die groen en die geel en die pink mic wat in die kerke so is en die meeste kerke, jy weet, speel almal van die begin almal daar so tot aan die einde soos 'n blok van sound wat gebeur. Ek is in 'n kerk gewees en ek het buis gespeel. Nou my swaar daai tyd is 'n gitarist, maar jy ken hom nou. En hy speel die dromme. Ek ken hom nie as 'n drummer en hy sit agter die drums en ek sê okay, hy is die tipe drummer. Die beater van die kickdrum hak vas in sy broek en dan skeer hy hom so deur sy broek. Die kickdrum beater, dis hoe hy dromme gespeel het, okay? En my suster speel keyboard, haar naam is Annelies. Daar was Annelies op klavier, daar was 'n pastoor Annelies wat die worship lei. En dis die Sondag wat die ou mense kom aanmeld het en gesê het, luister, ons wil ou mense ook in die team hê, asseblief, julle jongers is te veel in die team, dan gee ons vir hulle kans, dan staan die lang oom met bas sing, en al die ou mense staan so in die BV's, nee, maar hulle het daai sponsor wat laasweek sy asem jy nog so ryk. Dankie tog, daai goeters het minder geword in COVID, want toe besef hulle, o Jesus. Maar in geval, ek weet nie of julle daai liedjie ken, kroon die koning met 'n kroon, waar hy in die hemel woon. Dis 'n ou AGS liedjie, my roots is in die AGS. En nou speel ons die sang, op 'n goeie apostoliese manier hoe elke liedjie begin, dis ons met die klavierspeler. Klank, dan tel jy, val die drum aan. Ek besef toe, hoor hierdie song is heeltemal te vinnig. Ek sê, Gerry. Maar ek kyk daar vir die doopbad teen die muur vas. Ek sê, ek begin hulle sing, kroon die koning met kroon, kroon die koning met kroon, en die oom, kroon, koning, kroon hom. En nou Annelies, die pastoor, sy draai om, sy sê, stop. En almal hou opspeel, behalwe Gerry, hy kyk, toeke, wat? Ag, skies tog gemeente, dit was 'n bietjie vinnig geweest, ons gaan nou baie doen stadiger asseblief. Wat gebeur? Klanke. Doeke, dang. En ek sê, Gerry. Kroon die koning, kroon hom, koning, kroon hom. So, moenie dit doen nie. Dis waarvoor ons kliktrack sê, die multitracks is amazing daarvoor, want dit gee die kans om dieselfde liedjie 2 keer in 'n ry, dieselfde spoed te begin, die regte spoed te begin, okay?
So die technical kant van die multitracks, dis is 'n glorified backtrack, nee. Daar's is 'n band wat saam met jou speel wat jy nie kan sing nie, baie belangrik. So in hierdie geval is hy omtrent 'n vol band. So as ons 'n multitrack sou moes aan die gang sit hierso, sal ons die dromme mute, ons sal die bass mute, ons sal waarskynlik die keyboards mute, tensy daar nou 'n spesiale synth klank is wat daar so in moet wees en hy moet net dit back met organ of iets is dit. Maar wat jy sing, hoef nie in die track te wees nie. Dis die kontrole wat jy het, so jy kan dit heeltemal uithaal. Maar as daar dan nou gebeur dat jy drummer spuitpoep op 'n Sondagoggend kry net voor die diens, dan klik jy letterlik die dromme aan en daar is dit. Glo my, dit gebeur. Meer as wat julle mense maak slegte kos op 'n Saterdag aand, jong. Maar dan het jy die kontrole en veral die klanke ouens het die kontrole om dit te kan verstel. So net tegnies, as jy net wil verstaan hoe dit werk, jy het 'n device nodig. Soos Jaco hierso het 'n laptop, Apple. Hy het 'n laptop, dan het hy 'n program. Jy trek Nuwe Lof se multitrack in die program in. En as jy hom intrek dan al die tracks daar sê, dromme, bas, gitaar 1, gitaar 2, keyboard 1, keyboard 2, agtergrondstemme, al die lekker ding wat daar is. En dan jy klik en cue. Tanya het ons vanoggend so mooi in die worship set gehoor het. Intro, asof julle nie geweet het wat die intro aangaan nie. So nou wil ons actually hê julle moet hoor hoe die klik en die cues klink. So waar kol dit gemute as jy kan maar unmute dat ons dit kan actually hoor. So kom ons kyk gaan na Here van die hemele. Druk dit gou play, net hoor hoe klink die voltrek. Ons kom. Verse 2, 3, 4. Ons kom met 'n verwagting dat die Here van die hemele hier is. En ons kom met nuwe harte om ons eerbied aan die Here te kom wys. En ons Verse 2, 3, 4. Aan die Here van die hemele by ons lig en ons lig. Ek het julle gesê, die drummer gaan disappear. Ek het julle gesê, ek sê vir hom, haal die dromme uit, dat die drummer kan speel. Intro 2, 3, 4. Daar is die case in point. Okay, sit die dromme terug. 1, 2. Toe maar gemeente, ons gaan Intro 2, weer van 3, vooraf 4. begin, hoor. Ek het die drummer se maag nou gestabiliseer. Ons kom. Verse 2, 3, Ons 4. kom Kan jy hierdie sang onthou? met 'n verwagting dat die Here van die hemele hier is. Met die Here van die hemele. En ons kom Ek het weer die kiek. met nuwe harte om ons eerbied aan die Here te kom wys. En ons Verse 2, 3, en ons 4. lig ons lof aan die Here van die hemele by ons lig en ons lig ons lof van die Here van die hemele, ja die Here van die Intro 2, 3, 4. Ek ekskuus julle, dis 'n oggenddiens, is bietjie vroeg. Hy's in die key van E, kan ons hom afvat na D toe asseblief? 1, 2. Intro So now 2, D. 3, 4. Verse 2, 3, 4. met 'n verwagting dat die Here van die hemele hier is. En ons kom met nuwe
ekskuus julle, dit is bietjie van 'n moeilike Sondag. Ons wil nie te vinnige goeters hê nie. Kan ons hom stadiger maak, soos 10 bpm stadiger. Ek voel dis 'n bietjie meer van 'n gewyde gevoel dan. 1, 2, intro, 2, 3, 4. Oh, this is hard. Verse 2, 3, 4. Ek wil verwagting dat die Here van die hemel hier is. So dis net om vir julle te sê, jy kan hom vinniger en stadiger maak, jy kan die keys 'n bietjie change. En dit gee eintlik baie flexibility, nê, vir as jy met 'n multitrack wil werk. Nou, daar's baie vrae gewoonlik oor die tegniese kant. Julle kan later met ons kom praat daaroor. Al wat jy moet weet is jy het 'n device nodig, soos 'n iPad, vir tablet of 'n laptop, verkieslik met 'n soundkaart sodat jy al die instrumente apart uit kan stuur vir die ouens daar agter. Maar as jy nie kan nie, at least as jy iets soos 'n laptop het, kan hy links die musiek, regs die klik in die cues, dan is dit gesplit. Dan is jy gehelpe. Jy laai die liedjies in, dan is dit soos 'n setlist, nê, onder mekaar, en die een kan jy stel vloei in die volgende in, en die volgende in, en die volgende in, hulle crossfade mooi in die volgende liedjie in, en so dis 'n hele ervaring, dis nie meganies nie. Jy kan ook sê, stop na die liedjie, hy moenie oorvloei nie. Daar's as oulike dinge, jy het nie die pad wat drone, so nie. Van die apps soos Playback en Prime, het 'n ingeboude pad, jy druk, ek is in G, gaan aan. Jy kan koop vir Ableton. Hy is 'n program van Ableton, dit werk op Android devices ook. Okay? So dan is daar, as jy nie 'n keyboardist het nie, of jy soek net iets wat gom die liedjies in mekaar vas, daai pad werk baie goed. Jy kan hom weer afsit, so maklik soos dit. So dit, en wat ons baie keer sal doen is, ons sal, sê nou maar die eerste 2 of 3 liedjies, tensy jy nou 'n ou soos hierdie het. Okay, daai is bietjie laag, jong. My maag voel nou nie lekker nie. So. Jy sal sê nou maar sê, okay, maar ons het nie 'n drummer nie en ons het nie 'n bassist nie. Nou het ons 5 liedjies in die set, nou wat nou? Moet ons nou 5 multitracks gooi? Wat as ons net 2 kan bekostig hierdie maand? Dan doen jy die eerste 2 vir die res van die volgende 4 weke. Nommer 1 en 2 is met multitrack, maar uit dit aan vloei met jou piano, vir jou akoestiek. So ek het dit altyd gemix. Ek begin met 1 of 2 multitracks, dan is lekker vol, en dan vir eenvoudigheid, jy vloei maar net natuurlik in die worship songs en sê maar. Maar ek het vir julle goeie nuus. Nuwe Lof het baie worship songs. So jy hoef nie ooit weer in jou lewe sonder 'n multitrack te gaan nie, tensy jy wil. Jy weet? Of maar ja, so daar's baie, dit is nie stak nie, dis nie meganies nie. Jy moet net so 'n bietjie jou vinger op die knoppies kry. Maar is nie 'n meganiese ding nie, dit replace nie, dit regtig waar, dit replace nie hierdie ouens, jy wil hulle op die verhoog hê. Dit gee jou net die kans, as jy hierdie ouens nie op die verhoog het noodwendig nie, kan jy dit voller maak, jy kan die ervaring lekkerder maak, veral vir my, aan die keyboard kant is daar gewoonlik mooi pianos, mooi worship pads en bells and smells, jy weet, wat dit regtig waar enjoyable maak. Ek weet nie of daar iets anders is wat ek nou gemis het nie, maar jy get die idee. Ons gaan dan nou vir julle kans gee vir vrae, maar terwyl Stas nou hierdie gedoen het ek nog gedink oor, ek dink is belangrik dat ons keyboards demonstreer, en Stella ook hierso, Stella gaan slaap iets. So vang ons hulle uit, né? Sy is wat vir? Slaap jy? Amper. Kom hierso, ons met jou piano goeders opwys. Dis nou lekker, dis nou leaks. Ons het Gideon en Stella. So kom ons demonstreer gou hulle akoestiek, hulle pianos en so, want ek meen uit die hart van die saak het julle akoestiek en piano. Daarsonder kan jy nie lewe in. Ek
Ek wil baie geld oor wat die jokes wat ek nou nie maak nie. Dis uit die aard van die saak, dis die twee primêre goeders en ek weet uit al die baie jare saam met kerke werk en in kerke werk en dis die groot vraag. Watter klavier koop ek? Moet dit die groot duur $6,000 Nord 88-weighted wees, of wat is dit presies waarna ons op soek is? So kom ons demonstreer met hulle, en ek weet Stella sal dit self vir julle kan sê, en as ons 'n mic stand vir haar gee, kan sy dit actually. Jy sal ietsie doen. Maar ek weet die eerste ding wat sy vir julle gaan sê, is sy gebruik nou nie eers, dit wat uit hierdie actual instrument uitkom nie. Sy gebruik hom as 'n MIDI controller, is ek reg? So eintlik kom alles uit haar laptop uit, en dit maak nogal die lewe lekkerder, want jy kan nogal goedkoper wegkom as jy 'n goeie MIDI-controller koop en jy het goeie klanke wat deur die laptop kom en jy is in staat om dit te meng. Ewe skielik word jou klavier daai ding wat onthou, ons wil vol maak en ons wil gom maak. So ons gaan nou lekker luister na Gideon se klavier en pads terwyl Stella setup. Demonstreer gou vir ons so 'n paar van jou. So maar net eers 'n gewone piano. Okay, so daar's 'n lekker, waar's my klikkertjie dingetjie en ek het weer my toy, ek het hom klaar verloor, hier sê. Okay, so ek hoor nou nie front of house nie en ek het nie monitors nie, maar ek lei af wat ek kan uit die reverb uit hoor, is ek hoor nou dat Gideon daar, kan julle hoor, daar's lekker bass daar, dis 'n ronde klavier wat hy hierso maak, ek hoor nie eintlik tops nie, as ek reg. Okay, so dis regtig 'n donker, dis 'n dark piano wat ek daar hoor. Daar het hy nou gebraaid, kan jy hoor, daar begin ons nou clarity kry. Daar's lekker clarity, kan julle hoor? Kan julle hoor dat ek praat ek nonsens? Daar's meer clarity wat nou daar kom. Okay, maar die clarity is daar en ons kan saam dit speel so 'n bietjie ritmies, vamp so 'n bietjie. Okay, so net chording vamp, ja. So as ek nou sê maar maar dit was nou my liedjie, dis nie reg liedjie. En dan begeleid dit daarso, okay? En ek kon onmiddellik hoor, ek hoor so 'n bietjie klein te veel daar onder rond, ja, maak ons so 'n bietjie skoner daar sê. Sodat daar plek is vir die bass as hy nou so speel wat hy nie nou doen nie. Maar niks bind nou die musiek nie. Dis wat ons vir hom sê, sit asseblief 'n pad by dit. Nou gaan hy minder vamp, maar hy gaan nou 'n pad by sit. En hy doen dit op daai manier, so hy rol hom in met sy tweede instrument, okay? So op om jou klavier te speel, kom ons luister net na jou pad skoon. Wanneer daai lekker gurgle wat hy in daai pad het, so jy kan nou stout wees en by hom kom kyk, wat is die dingetjie en waarmee maak jy jou pads? So jy gebruik glad nie pads onder nie. Okay, so as jy vir my moet analiseer, so breek jou klanke so 'n bietjie op, wat is dit wat jy alles gebruik om dit te bou? Hallo, ek het hier so 'n warm pad, so hy is baie rond, ek kan hom 'n bietjie verander, hy gaan nou 'n bietjie skerper raak, as mens bou, of as ons die verse doen, ek het ander pads ook, hier het 'n bietjie ander texture, hier is ons nog eenetjie, bietjie meer stringerig, so afhangende wat nodig is, kan ek hom blend net as ek wil. Dis baie beautiful. En dan onder is dit primêr pianos. Ja. En dan waarvoor is die keyboard? Wat doen jy met jou laptop? Meng jy dit net? Okay. Ja, so Gideon haal dit uit sy instrument uit en Stella se setup is nou weer anders. Werk jou mic is hy aan? Ja. Daar sê. Ek hou van Stella sy meng klaviere. So verduidelik gou hoe jy jou pianos mix of waar jy nou jou klankies weer vandaan kry. Ja, ek hier mense soos Gideon om sulke goeters te doen. Ek wil net kan klavier speel en as ek alleen is, wil ek 'n bietjie pad kan insit. So hierdie werk vir my baie lekker. Hierso is 'n gewonerige piano. En dan love ek 'n ander piano, is ambient piano op my stelsel. Hy het so baie reverb. Met so 'n bietjie 'n distorted ietsiekie. So ek weet nie, ek hou net van die atmosfeer wat hy skep. En ek meng die twee, want die ambient enetjie alleen, hoor julle, hy is bietjie dofferig. Ja. Wat nice is, in party liedjies is dit baie nice om so 'n hoë lyntjie te speel.
dis mooi op sy eie, maar as ek 'n liedjie lei, dan is dit nou nice om die ander grand piano in te meng. Dit distort nou in elk geval, dis nie my, ek dink is iets met die klank, maar ja, en dan moet ek hierdie verduidelik. Ek gebruik hierdie Nano Control 2. Hy praat eintlik maar net tussen ek kan al hierdie goeders wat ek hierop doen op my laptop doen, maar ek kan nou nie speel en knoppies hierso druk en 'n muis probeer beheer nie. So hierdie is eintlik maar net dit. Hier's 8 verskillende klanke, alles pianos en 'n bietjie pads, assign vir elke, hier's fadertjies en dan kan ek dit hier in en uit fade soos wat ek nou lus voel. Ja, en dit alles connect met USB na my rekenaar toe en dan het ek 'n program met die naam Mainstage wat ek gebruik op my laptop en hy verskaf die klanke basies. Het ek genoeg verduidelik. Moet ek my pads ook speel? Ja, speel jou pads ook, ja, en verduidelik waar hulle vandaan kom en hoeveel dit kos. Ons wil alles weet. Okay. Die Nano Control, kan ek nie presies, dit is in die omgewing van R1000. Die Nano Control, jy knik vir my, ja, jy het gecheck. Ek wil net gou sien, elke keer, daar was hy. As ek hom optel, dan trek ek hom per ongeluk uit, so hy moet hom nie optel nie. Goed, hier is my pad by. Hy bind hom net so mooi. Maar kyk hoe kom hy 'n bietjie distort in die huis, né? En dan fade ek die pad nou uit. Ja. So, wat dit vir ons gee om hier te werk, om weer vir jou die eenvoud van dit te verduidelik is. Kom ons speel sommer Jesus groot vir almal in E, sê nou maar. So, ons weet nou hy's so 'n bietjie ritmies, met ander woorde, ons het nou sê maar net ons tweetjies in die orkes hierdie Sondagoggend. Al die ander mense het siek geword of geloop na 'n ander kerk, was kwaad vir ons, hoor jy. Louis het veel grappies met hulle gemaak. Okay. Nou, die ding is, ons kan nou albei met klavier en akoestiek albei hierdie chord speel, so kom ons speel dit nou 'n bietjie dom, so speel jou klavier. Ek moet nou dom speel, so ek kan nie lekker hoor nie, moet ek dom speel nou? Ja, speel dom, ja. Okay. Groot sterke verlosser. Okay, so dis net vir jou 'n idee te gee as ons albei dieselfde akkoorde op dieselfde plek speel. Maar omdat ek weet sy het 'n pad en sy kan hy met ander woorde sê nou maar jou net 1 en 5 vas. Julle sal praat daaroor nou in die gitaar workshop anyway en ek lei af in die akoestiek, maar sê nou maar jou 'n hoë 1-5 vas met jou pad. Ja. Selfde twee instrumente. Jesus. Groot oor. En onmiddellik het ons clarity, net een persoon begelei die sang, een persoon bind die sang daarso. En kom ons vat nou byvoorbeeld Goodness of God en ruil ons die rolle om en sy speel dit in G en sy sing dit in G, so wanneer is jy op soek? Jy's op soek na warmte, na clarity. Ons gaan haar dit laat sing want sy gaan lekker deur die mix sny. I love you Lord, dis okay. En hoe weet ons ek moet dit nie lei nie want all my life you have been faithful. Ek kan glad nie daar sing nie. Of all my life you have been faithful. Ek gaan nie deur die mix sny nie. Wat gaan jy verloor? Clarity. Jy gaan dit nie as ek dit lei nie. Sy moet dit lei oor waar die melodie lyn so van die ding. Maar dit's piano led, so ek laat haar die liedjie begin en ek luister. Been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Sy vamp, sy begelei met klavier. Ek bly uit apartheid. Of the goodness of God. Nou kom die chorus, so ek moet ritme vir ons add. All my life you have been faithful. Dis net ons tweeetjies in die band, so ek sing nie nou al harmonies nie. All my life you have been so I want to have somewhere to go. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
love. Nou is dit vers 2 en ek wil hom bietjie voller I maak. love your voice. Ek speel harder met die akoestiek vir die eerste keer. You led me through the fire in darkest night. You are close like no other. Sing ek harmonie vir die eerste keer. I've known you as a father. I've known you as a friend. Eerste keer in die sang wat ek I reg sing. have lived in the goodness. Chorus 2, nou wil jy hoor speel, want ek kan nie, okay. Jy moet nou hoor speel in chorus 2. Hoor speel. Ja, sorry, ons kan mekaar nie hoor nie. So het gaan nou chorus 2 wees, so nou wil ek jy moet hoor speel, en ek gaan op dieselfde plek speel, maar dis chorus 2. Gotcha. So hierdie is die rehearsal, hierdie is nie die worship set nie, okay. Hierdie is donderdag aand. Ja, en as ons vir die klankman sê, waar is my enier? Sê ek kan niks hoor wat sy sê nie. Okay, so dis nou chorus 2. Eerste keer dat ek harmonie gedoen het, jy gehoor, was nie eers in chorus 1 nie, dit was hier in vers 2. Toe sit ek vir die eerste keer ietsie by daar, so waar die rooi na die pink te begin verander. En nou is dit, nee maar ek moet nie nou goed doen, ons het nie tyd hier, ons het nie tyd hier, speel net so, dit is fine. So chorus 2, 2, 3, 4. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. En nou sê hulle maar ons speel so, en nou weet ons daar kom 'n bridge, en ons gaan nou 'n bietjie weer so val vir die bridge, né? En dan weet julle, want julle die sang ken, daar's 'n tweede bridge en hy is eintlik hard, en die tweede bridge gaan ek jou vra om wyd te speel. Ek kan net op een plek hier so speel. Ons het in hierdie hele band net daai klaviertjie en hierdie gitaartjie. Alright. So dis nou al wat ons het. Nou kom die tweede bridge. Do we have somewhere to go? Yes we do. Sy kan nou wyd speel. So ons gaan nou hard sing, ons gaan harmonise. Sy gaan die bass wees en sy gaan daar wees. En ek gaan hier tussenin sit. En ek gaan baie ritme veroorsaak. Okay, so kom ons kyk hoe klink die twee bridge. 2, 3, 4. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you in. Stop, dankie. Okay, kan jy hoor vir die eerste keer nou daarso? Met haar klavier maak sy 60 tot 100 hertz. Boom, sy sit hom neer en sy speel so 'n bietjie hoog. Dit is 'n klavier. Ons is nog steeds nie besig om 4K, 6K te hoor nie. Daar's nie sibilansie daar nie, maar omdat ons nie in die pad is van die vocal nie, kan ons die konsonante hoor. Is dit briljant? Nee, daarvoor het ons hi-hats, snares, shakers, kick, al daai goed nodig. But we can still lead the song. Al die elemente wat jy nodig het is daar. Daarom praat ons van die ruggraat van die sang, is die rhythm section, you got them or you don't. Maar die lyf van die sang het ons alles nou hierso gedoen. Jy vat so 'n bietjie weg, jy maak hom bietjie mader, jy maak hom bietjie vetter, maar ons maak seker die body is daar. 1 or 2 instruments that really carry the song in a lead vocal that we can add to or take away from. En dan weet ons, jy kan nou mooi kleertjies ook maak. So daar's 'n ruggraat, daar's 'n lyf en daar's kleure. Jy kan dit aantrek, jy kan dit uittrek. Sit die backing vocal by, maak die akoestiek weer piano bietjie hoor. Ek kan nie terwyl ek hier speel in dieselfde sang capo en hoog speel nie. So I'm limited, but she's not. She can play there verse, then she can go a little bit there for chorus 1, and dan kan sy ewe skielik dit doen en sy kan wyd speel want ek is stuck. En daarom weet jy wat's in jou band, jy verstaan mekaar se rolle verskriklik goed. Ek weet sy lei dit met haar stem en haar piano. Ek support haar. Dan weet sy ewe skielik hier raak die sang ritmies. Ek vat oor. En dan gaan sy nie ook so maak nie, ba. Sy gaan 1, da, because now she's binding the music and I'm carrying the music. En wat jy nie verloor nie is definition. En ek wil regtig hê julle moet hierdie woorde gewoond raak. Raak gewoond, jy moet vir jouself vra, het ek warmte? Het ek clarity? Het ek sibilansie? Kan ek die konsonante hoor? As daar 'n hi-hat of shaker is dit mooi tyd, as daar niks in die pad nie. Het ek definition? Kan ek duidelik hoor wat gaan aangaan? Of is daai keyboard en akoestiek op dieselfde plek besig om dieselfde ding te probeer doen, sodat ek my definisie en my clarity verloor? Want dan kan die gemeente nie saam sing nie. Ons het nou baie min tyd oor, want ons preek lekker, maar is daar dalk 'n vraag of twee wat julle het voordat ons preek? Yes.
Wat is die vraag? Die watse instrumente kombinasie. Klink my sy verstaan die vraag, so antwoord die vraag. Dit hang af, want mens voel altyd as jy drums, ek dink 'n bassist sal vir jou sê, jy kan nie drums hê sonder 'n bassist nie. Wat? Wil jy antwoord? Okay, ja. So ek het al die kombinasies gedoen en dit werk. Jy moet maar net, as jy nie 'n bassist het nie, dan moet die keys persoon laag speel, sodat dit die bass, veral as jy kaan of ietsie het wat wel daai groove gee. Dis maar. Nee? Ja, jy sien. Nou, die lekkerste is maar iets soos klavier of gitaar en bass en 'n kaan of 'n drommetjie. Ja, ek moet net sê die lewe het verander vir die intimate setting instruments. Ek het 'n kick pedal. So 'n klein elektroniese kick pedal wat ek akoestiek mee doen. Nou kan daar 'n keyboard en 'n akoestiek wees, nou eweslik sal drums. Daar kan even bass by wees. Maar as jy nie 'n drummer het, daai is nogals vir my so lekker want jy speel in elk geval akoestiek ritme om met 'n kick by te add is so useful, regtig waar. Die ding om voor te besop, ek het ook met daai goeders gewerk, maar die klankman moet besop, nee, want wat jy nie wil hoor nie, so, again, net om te verstaan, daai area, behoort aan die basgitaar. Kyk, luister maar na al die goed wat julle luister, Bethel, Hillsong, wie ook al is, die kickdrum klink nooit, daai is 'n disco. En dis nie jou kick, so daai kickpedalkie, want ek het al van hulle gehad, jy's hy ding so boomy, maar jy kan dit, jy wil hom nie primêr net deur die sub sit nie, so dit kan maar 'n bietjie technical, maar dis 'n fantastiese device. Nog vraag? Yes. Ja, ek weet nie, hy sê wees baie nice met jou te wees nou. Nee, wat ja. Ek sê julle oefen maar net totdat. Ja. Totdat almal die tannie in julle koppe volg. Verse, dit ja. Jy moet gemaklik raak daarmee. Jy wil nie hierdie Sondag dit nou al traai en dan is jy verlore en dit is interessant as die stemme in jou kop. Ja, so ek spot nou met die woord totdat, oefen totdat, maar jy moet op klik kan speel. Die oomblik as jy weghardloop vir die klik en die tannie probeer nog steeds vir hulle sê draai links, maar jy is al oor die brug. Dan ja, ons speel soms met tracks, maar veral soms wanneer ons nie genoeg mense het nie, maar ook wanneer ons sê nou maar 'n groot diens doen, 'n spesiale diens, sê nou maar 'n paasdiens of 'n dan jy van daai liedere het verskriklike mooi strings en goed in wat jy in elk geval nooit op die verhoog gaan hê nie. So daar is dit amazing, maar ja, soos hulle nou gesê, die belangrike ding is eintlik dat almal leer om op daai klik te speel. En ja, ons is bang vir 'n klik op 'n manier want jy dink nee, dit is meganies, maar daar's hordes professionele musikante wat vir jou sê dis wanneer ek begin reg speel het, dis wanneer ek begin regtig die musiek begin voel het. Dis wanneer ek daai tyd begin volg het. My antwoord is, en ek jy's 'n hele paar jaar jonger as ek, maar my experience het te doen met, hierdie is nie die wêreld waaruit ek kom nie, my wêreld waaruit ek kom is 'n live band only. Maar natuurlik in my kerk, obviously, moet ou hierdie goed gebruik. So wat ek te doen, ek weet, al wat vir my gewerk het, is, ek kry iemand, soos daai ou, of daai ou, of daai ou, en ek sê, kom na my toe, sê vir my wat ek moet koop, en installeer dit, en maak seker dit werk voordat jy ry. Want ek het al die ander dinge gedoen. Ek het al hierdie pipe doen dat as hy nou hierso sê, kry net daai software, kry net daai laptop, julle dan is daar een draadjie weg. Of die interface praat nie met die McWafter, praat nie met die McGowder, en daar's ietsie, so wat ek vir jou wil sê is, as jy switch maak van live tot by hierdie goeders, ek dink nie jy moet alleen doen nie, ek dink regtig waar iemand, jy is nie die beste, laat iemand vir jou sê, jy weet, want honestly, jy kan dit alles op Android doen, hierdie ouens sweer nou by hulle Apples, maar omdat hulle is ryk,
Maar jy kan dit op Android, jy kan dit alles doen, maar regtig waar, jy weet nou sê hulle vir jy het 'n laptop, kry net 'n laptop in die software, maar hang on, daai laptop werk deur 'n interface, het hy nie vir jou van die interface gesê nie. En die draadjies, daar's nou 'n LAN-kabel, nie net 'n weet so, dis so maklik om een klein komponentjie en die totaal van dit's nie baie duur nie, but you have to have everything and the person who shows you. Ek is so daai ou, so dit is vir my, so kry hulle nommers en laat hulle actually nou toe kom. Het ek miskien tyd vir nog so een vraag. Ek sien die druk van hier onder af begin groot raak. Daar's lekker baie vrae. Ja, is prakties. Kom ons gaan daar heel agter. Ja, dit kan regtig baie lekker komplike. Arno, is jy in die vertrek? Is Arno in die vertrek? Arno is hier buite. Dit is iets waar jy met Soundtex mee moet praat. En as hy die tyd het, ons het vir Fas van Pretoria gevlieg om alles te rekord. Fas is die recording engineer vir alles in Suid-Afrika. En hy is hier, en ek sê vir hy sal uitgeek en vir jou vertel oor mikrofone. Maar die belangrike ding vir my is enige mikrofoon op enige stem moet jy daai die goeders kan hê, warmte, helderheid en sibilansie. En dit sal ure vat om deur alles met jou te praat, maar chat met klankouens, Arno is hierso, Fas is hierso, klankouens hierso. Dis nie 'n vraag wat ek gaan probeer antwoord nie. Is daar iets vinnigs wat julle daaroor wil sê? Sy's lyk vir my baie desperaat om haar vraag te vra. Sorry, wou jy nog iets sê? Ja, ek dink praat met iemand wat weet van mikrofone. Want een pronounsie midrange mooi, aan een is 'n bietjie meer brighter of bassier. So is 'n lekker gesprek. Nog een vraag. Dora Marie. Wie van julle het reëls daaroor? Stefan, het jy daaroor issue weet? So daar's 'n sê ding dat die drummer en die bassist is getroud met mekaar. Hulle het 'n baie nou verhouding. So ek dink wat ek van hou van so dat hulle moet kan kyk vir mekaar en regtig kan connect met mekaar. So ek sal tipies altyd die rhythm section by mekaar sit. Wanneer ek sang lei, dan het ek nodig dat die drummer my kan sien. Veral my voet. So ek het 'n drummer gehad een keer wat gesê het, someone needs to buy that footer bells. Want alles gebeur hierso vir my. So as dit jou manier is, dan help dit. Verder wil ek amper sê is dit nie so belangrik nie. Dit gaan ook maar wat is jou, hoe lyk jou verhoog en hoe kan jy alles inpas?